Here, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie liedjie te sing wat sê, U alleen is waardig, naam bo alle name. En is dit weer vir my persoonlike bevestiging, Here. Elke omstandigheid, elke siekte, elke ding op aarde wat ons bedreig, wat ons vreugde kom steel, het 'n naam. En daai naam moet submit onder die naam van Jesus. Ons eer U daarvoor, Here, dat U die oorwinning behaal het, dat ons kan lewe deur U, dat ons kan lewe omdat U lewe. Ons eer U en ons dank U daarvoor, Here, en ons vra in Jesus se naam, dit wat nou hier gaan gebeur, dat dit sal eer bring aan U naam, dat dit sal bydra tot die uitbou van U koninkryk. Ons eer U, ons dank U in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen. Baie dankie, goeiemôre. Die spruite kan uitbeweeg asseblief saam met Tannie Ilana en saam met Kodien. Kodien gaan mooi toesig hou, laat Tannie Ilana dit reg doen vanmôre. So dis nou 'n opleidingssessie. Tannie Ilana, jy moet lekker wees, hoor. Ons roep julle sodra ons gereed is vir julle. Geniet dit. Geniet dit. Spaar vir my 'n toffie. Theo, hoor jy? Ek wil ook 'n toffie hê. Ja. Sjap. Welkom aanlyn, almal daar waar jy is, Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan, daar oral onder die boom in die sand. Ek is bly jy het ingeskakel vanmôre. As jy toevallig ingeskakel het, bly vas, hou vas, moenie weggaan nie. Ons praat oor die voertuie in die Bybel, maniere wat God gebruik om vir jou en my in die wêreld in te bring en rond te laat beweeg, en terselfdertyd hoe God bedoel dat ek en jy as voertuie van sy liefde genade tussen mense rondbeweeg. Nou party van ons is 'n 4x4 en 'n Oshkosh en daai goeters, 'n Volvo lorry. Ander van ons is 'n daai klein 3-wiel Mr Bean karretjie, nee, net so per. Maar dis fyn. Dis fyn, dit is wie jy is, dis wat God jou gemaak het en dis wat hy vir jou wil hê. Jy kan tog nou nie 'n bomsquad impakspeler wees as jy nie die kapasiteit het nie. Maar jy kan die bomsquad noodhulp wees. Dis dalk wat God jou wou gemaak het. Ons gaan praat vanmôre oor Jesus se donkie. Ons ken die storie van die donkies wat so daar in Jerusalem loop. Ons het dit gesien net met die opener, daai videoklip, hierdie donkie. Julle gesien, dis 'n Indian donkie, nê? Nee. I'm small and all. Julle gesien? Mooi man, hy's small and all. Ek is big and tall. Maar hierdie twee donkies loop so lekker daar deur Jerusalem en sê die een vir die ander, "Eers weet die wêreld is om snaaks." Verlede week toe ons hier loop, toe gaan die mense mal. Hulle waai palmtakke, hulle gooi klere vir ons uit, hulle sing vir ons, dit gaan. Nou hier loop ons so vandag weer net so, kap hom net so. En dan gebeur niks. Hulle kyk nie eens vir ons nie. Laasweek was ons die hero. Nou is ons soos hero. Nou sê die ander donkie vir hom, ja, maar jy moet onthou, wie was op jou rug? Jy sien, dis wat God se bedoeling is met Jesus se donkie. Dis om vanmôre vir jou en vir my te kom sê, jy daar. En ag toe, moet nou nie jou ore nou laat hang nie, hou 'n bietjie vas. Ons gaan nou mooi praat, daar's oulike donkies. Jy's 'n oulike donkie. Maar Jesus kom die donkie binne op die rug van 'n donkie. Kom ons lees dit. Jesus se intog in Jerusalem. Matteus 21, ek lees van die 83 vertaling. Toe hulle naby Jerusalem kom, en onthou nou, ons is nou in die adventtyd, nê? Die lydingstyd begin nou oploop, Paasnaweek kom, die kruisiging, die opstanding en alles wat daarmee saamgaan. So hierdie is nou, hier gaan ons. Toe hulle naby Jerusalem kom en Belfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, "Gaan na die dorpie daar reg voor jou, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my, en as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur,
sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Hy sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig gery op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus beveel het. Hulle het die donkie in die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Amazing. Paar interessanthede hier, sommer net sulke raakpunte, net as 'n bietjie van 'n fondasie. Jesus stuur die disippels 2-2, altyd. Altyd, selfs om 'n donkie te gaan haal, stuur hy 2. Hy stuur nie 1 nie. Hoekom? Want waar 2 meer by mekaar is, onthou jy? En hoekom nog? As jy swak is hy wat in jou is sterk, maar as jy val, wie gaan jou kom optel? Jou maatjie. So ek en jy moet nou weet, al sê die Here vanmôre vir jou, hoorie gaan en tel jy net skulpies op die strand. Vat maar 'n maatjie saam. Vat maar net 'n maatjie saam. Ek het dit nou weer beleef, ons het dit beleef hierdie naweek, die oomblik toe ons 'n bietjie van 'n stopstraat beleef, 'n groot stopstraat. Toe sê die Here, maar kyk al hierdie mense om jou. Kom ons stap hierdie pad saam. OK, die ander ding, selfs die donkie en 'n vulletjie. Daar's nie net 'n donkie nie. Daar's 'n donkie en 'n vulletjie. Wat doen daai donkie, dink jy? Ja, hy mother sy kind en hy soog hom en al daai dinge, Moses se storie, ons het dit gehoor. Maar ek kry die prentjie dat daai donkie is besig om 'n jong donkie te disipel. Ek is 'n prentjie mens. Ek love dit. Ek bou my storie. Hierdie staan nie in die Bybel nie, maar ek dink daai 2 donkies staan daar en hulle donkie, nê, dis wat 'n donkie doen. Hy staan daar. En die ou donkie sê vir die klein donkie, vandag gaan daar iets gebeur. Hier kom 'n ding. Watch this space. Bly naby, I'm going to make you famous. En dan sê die donkie, maar wat gaan gebeur? Kom aan. En waar? Die redder van die wêreld klim op daai donkie. Die vervulling wat Matteus nou verwys, is Sagaria 9 vers 9, waar die profeet skryf en hy sê, in die Afrikaanse 83 vertaling, hy sê, juig, Sion juig, Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. So daar gebeur dit wat in die Ou Testament geprofeteer is, hier gebeur dit, Jesus ry op 'n donkie daarin. Kom ons noem daai donkie se naam vanmôre die Messias donkie. Met watter kar moet ek vandag werk toe ry? Nee, ek dink van die bloue, van die rooie, van die so. Jesus sê, ek soek 'n Messias donkie. Daar het nog niemand op daai donkie gery ooit nie. Het jy al probeer om op 'n perd of 'n donkie te klim wat nie ingebreek is nie? Dis nogal quite 'n experience, nê? As jou rug nie geweld is nie, is die kans goed dat jy dit gaan nodig hê na die tyd. Daai donkie is wild en tog, hulle bring hom en Jesus klim op, daar gaan hy. Dis 'n Messias donkie. Hierdie donkie is die waarheiddraer. Onthou jy, Jesus sê hy gebruik voertuie, hy gebruik ek en jy as voertuie, en hier is die eerste identiteit van daai donkie, is dat hy is 'n waarheiddraer. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Die waarheiddraer. As ek en jy nou vanmôre hier uitstap en ons gaan strand toe, of ons gaan waar ons gaan, of ons leef daar waar ons leef, jy aanlyn, jy gaan dalk as jy nou hier klaar is, gaan jy nou voor 'n klas gaan staan en skool gee vir die kinders, of whatever jy doen, wat dra jy?
Die dag toe Jesus daar instap met die donkie in Jerusalem en die mense sê, Hosanna, Hosanna is die ou vertaling, nee. Hoekom? Want hulle sien die waarheid. Hulle sien die waarheid. Ek en jy as beelddraers, as verteenwoordigers van Jesus. Hier kom hoe lang oor alweer, nee. Ja, maar check die waarheid. Check die waarheid. Wat sien die mense? Draai jy die waarheid? Hierdie donkie is 'n belofte waarmaker. Sagaria wat sê, die redder kom op 'n donkie. Ek en jy, mense kry slegte nuus, goed gebeur in die lewe, mense rejoice, hulle kind word die hoofseun of die hoofmeisie van die skool, wat ook al, jy kry 'n nuwe klein kind, babietjie, wat jy trou, jippie, jy gat ons. En hier kom jy ingestap en die mense, hier's daai ou alweer. En jy sê, nee, wag 'n bietjie, kom ek vir jou sê. Ek is 'n belofte waarmaker. Iemand het dit nou die dag so mooi gesê, dankie. Jeffreys Bay, die dorp van drome. Ek en jy is Jeffreys Bay, die dorp van drome, waarmaker. God sê, ek dink net goeie goed aan die jou. Ek weet wat ek vir jou beplan het, man. Voorspoed, lewe in oorvloed. Bring jy die belofte, of bring jy doom and gloom? Bring jy doom and gloom, en ek het nou geen keuse as om nou te verwys die hele tyd na ons situasie, die vir julle wat nie weet nie, ons kind het baie slegte nuus gekry ten opsigte van haar gesondheid, en dis vir ons 'n uitdaging op hierdie stadium van die geveg, maar ek kom vanmôre en ek wil vir jou 'n belofte waarmaker wees. Ek wil vir jou sê, as jy deur 'n tyd gaan nou, waar jy voel die dak het op jou ingeval, die son het ondergegaan, dinge het verander, dan sê God vanmôre vir jou daai belofte, ek sien jou nooit alleen los, ek sien jou nie beproef op jou vermoëns nie, ek is met jou al die dae van jou lewe, ek sit mense rondom jou om mekaar, al daai dinge. Is jy 'n belofte waarmaker vanmôre, of draai jy net slegte nuus? Want jy sien, daai donkie, toe hy daar met Jesus in die straat afstap, toe is hy die draer van 'n vredekoning. Jesus sê nie, hoor jy, gaan kry vir my 'n strydperd. Stryd, nie stryd so nie, stryd, swaard en dinge. Jesus sê nie, gaan kry vir my daai eysterklere, laat ons bietjie die veg nou hier veg nie. Jesus weet, daai veg kom op die kruis. Hierdie is net die introduction. Maar ek kom en ek bring vir julle vrede, ek ry op 'n donkie. Geduldig, gedienstig, gedwee, net so. Maar 'n donkie is nie so cute nie, julle. Jy al probeer om 'n donkie te vat, of 'n donkie, daai ding of jou byt. Hulle eet sunlight seep, glo my. Hulle eet enige ding, hulle eet die wasgoed van die draad af, man, daai goed is deurmekaar. Maar die oomblik toe Jesus op sy rug klim, toe sê hy, ek bring 'n vredekoning. Jesus sê, ek kom nie om oorlog te maak. Die oorlog in die gees is oorwin. Ek gaan dit nou vir julle doen op die kruis. Ek kom en ek bring vir julle die belofte van vrede van God die Vader. Ek bring vir julle vrede. Daai donkie dra die versoening koning. Jesus sê, ek kom nie om koninkryke uitmekaar uit te jaag nie. Keiser, daar waar jy in die paleis is, jy hoef nie nou te worry te veel nie, hoor. Ek kom om vir jou versoening te bring. Ag, ekskuus, o koning, ekskuus tog, dit gaan toevallig jou koninkryk verwoes, hoor. Maar ek bring vir jou versoening met God die Vader. Jy sien, ek en jy, as ons by mense instap, gaan hulle of sê Hosanna, of hulle gaan sê, oh my soul, hier kom lang oor, laat ons gaan. Want ek en jy is krities, ek en jy is aanvallend, ek en jy is raadgewend, ek en jy is teregwysend, en dis mooi, en uit verhouding is daar plek vir al hierdie goed, maar ek en jy moet Jesus se donkie leer ken vandag, as die draer van vrede en van versoening. Hoe lekker is dit om nou vanmôre hier te sit en te sê, hier is mense in die week wat
gesny is, wat gepanelbeat is, wat gewat, jou pa is op pad hospitaal toe, ons sit met ons uitdaging en wie wat? Jesus sê, kom klim op die donkie. Kom ry net saam met my, net so, tik-tok, tik-tok. Dis nie ontkenning nie, julle. Dis nie ontkenning nie, ek sê oor die naweek vir iemand, moenie vir my sê, ag man, dis okay, jou kind sal okay wees, die Here is 'n beheer, kom ons gaan speel golf. Nee. Papi gaan nie nou golf speel nie. Papi het al baie golf gespeel, papi gaan nie vandag golf speel nie. Vandag het my kind my nodig. Ek is nie in vrees nie. My hart is seer, natuurlik is my hart seer. Hoekom? Want ek weet wat kom vir daai kind. Ek weet wat se behandeling gaan daar gebeur. Ek is mos nie stupid nie. Ek is hartseer want ek wil daar wees, ek wil haar vashou. Ek wil vir Jesus moet vel aan wees. Sy het 'n man, prys die Here. Sy het kinders, dis amazing, maar ek is nou toevallig haar pa. Hallo, I need to be there. Ek en jy vanmôre as 'n draer van versoening. Kom aan julle, kom ons word 'n donkie. Vandag, moenie 'n strydperd wees nie. Moenie 'n oorlogperd wees nie. Jy al gehoor daai oorlogperde? Julle, dit was vir my altyd so impressive met die polisieparades daai jare. Daai berede ouens as daai perde so dan klop. Jo. Man, dis 'n ander liga, daai gesag, daai jy. Maar wie wat dit vir my altyd beteken? Jy kan ontspan, hulle is hier hoor. We've got this. Vrede, versoening. Ons gaan nie nou oorlog maak nie. Daar's klomp ander donkies in die Bybel, het julle geweet? Ja, Biliam se donkie en ons gaan nou by hom kom. Kom ek vertel julle gou-gou van 'n paar ander donkies wat God gebruik in die Bybel. Hier's 'n vlieg. Ek verander nie in 'n ninja instructor nie. Okay, dis net hier's 'n ding. Daar's ander donkies in die Bybel. God gebruik die diere, die skepping, om ons aan 'n klomp goed te herinner en vanmôre spesifiek die donkies. Abraham en Isak. Abraham en Isak se donkie verteenwoordig gehoorsaamheid en geloof. Ons ken die storie van Abraham en Isak. Abraham en Sara is al lekker baie oud, hulle is in die 90 en God sê gee jou kinders gee soos die sand van die see en die sterre van die hemel. En Abraham vat daai belofte en hy gaan vanaand huis toe en hy slaan daai tentvlappe so oop en hy sê Haneham. Die Here het gesê hier kom 'n ding aan. En God gee vir hom 'n kind, Isak. Amazing. En dan min of meer op die ouderdom van so tieneragtig, 14, 15, dan sê God gaan offer daai seun. En ek dink die meeste van ons wat tienerkinders al gehad het en het op die oomblik, jy sal agterkom dis dalk 'n opsie, jy weet. Hulle is vol stories. Hulle is vol stories, jy weet dit, maar Abraham onthou daai belofte van God wat sê jy baie kinders gee. En hy weet in sy hart, hierdie is die enigste kanaal, dis my enigste kind. Hy is gehoorsaam en in geloof, sê hy vir Isak, kom, klim. En hoor wat gebeur, Genesis 22, vroeg die volgende môre, het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat, 2 slawe, hallo julle, kom aan. Hy het 2 slawe saamgevat en sy seun Isak toe hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid en hoor wat sê hy. Hoor wat sê hy, dan kom ons terug na julle toe. Hy sê nie ek gaan daar gaan om my seun te offer, ek sien julle later. Hy sê nee, ons sien julle later. Jo, het jy al 'n donkie geklim van offerande? Het jy al 'n donkie geklim wat die Here vir jou sê, nou is die dag om te besluit? Jy onthou daai belofte in 1983 daar op universiteit, wat het die Here vir jou gesê, nee, maar hoor, hier's 'n bietjie van 'n uitdagingkie. Klim gou hierdie donkie, kom ons gaan. Is jy dan op 'n vrede donkie, op 'n waarheid donkie, op 'n genade donkie, of klim jy op jou resiesperd? Abraham vat en kies 'n donkie van gehoorsaamheid
en van geloof. En daar gaan hulle. En hulle kom op dieselfde donkie weer terug. Abraham sê vir hulle, hou net vas. Staan net daar. Wag hier met die donkie. Ek gaan weer op hom klim, ons gaan weer saam teruggaan. Ons sê, you get on your high horse, nee. Vinnig, net so, pop. Ons is gereed vir 'n oorlog. Dan wil Abraham sê, kalmeer, ontspan die kuite. Jakob se geskenke aan Esau. Ons ken Jakob se storie. Jakob en Esau tweeling, hulle kroek mekaar en meestal is dit Jakob wat die creative ene is. Hy gryp sy boetie aan die hakskeer en hy sê, jy gaan my nie alleen los hier nie, gaan saam. En dan op 'n stadium, dan vat hy sy eersgebore reg met 'n pot lensiesop en dan trek sy ma vir hom hare aan, dat hulle pa hom kan seën as 'n eersgeborene, hy lieg. En tog sê God, Jakob kom, jy gaan voorloop met die ding. Sy broer Esau is vir hom baie kwaad, hulle wil mekaar doodmaak, hulle trek weg van mekaar af, daai liedjie, ek wil jou nooit weer sien, daar gaan hy in. En nou kom Jakob op 'n stadium en hy sê, maar ek wil gaan vrede maak. En hoor wat vat Jakob saam, hy vat 'n donkie van versoening. Onthou julle Jesus, toe hy instap, daai donkie van versoening, koning, Jakob sê, ek vat 'n versoening donkie saam, Genesis 32, hulle kom by die Jabok rivier, hulle Jabok bediening, dis waaroor Jabok bediening gaan, waar God vir hom sê, ek soek vir jou alleen, los jou vrou en jou kinders en jou familie en jou diere en jou offerandes, los al daai goed, ek soek vir jou, kom jy hier, en hulle stoei die hele nag, en Jakob toe die son opkom sê, hy weet nie met wie hy stoei nie, maar hy sê, ek gaan jou nie los, tot jy my seën nie, en God sê, nee maar kwaai, hier kom hy, hy slaat sy heup uit potjie uit, hoink, en dan, hy verander die manier wat hy loop, hy verander sy naam van Jakob na Israel, en hy sê, ek seën jou, sodat jy die nasies tot seën kan wees. Jakob het daar oornag by die Jabok rivier, en die volgende môre vat hy toe sy eie besitting, 'n geskenk vir sy broer Esau, 200 bokoeie, 20 ramme, 200 skaapoeie en 20 ramme, 30 kameelkoeie en kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkie merries en 10 hingste. Ons dink 'n donkie is sommer so. Hy vat stoetvee. Hy vat kamele wat hulle lippe kan zip. Hy ek gaan nie praat nie, ek gaan net vir hom 'n kameel gee. Hy sal self die boodskap kry. Maar ek vat vir hom donkies. Hoekom donkies? Want hulle onthou vir Sagaria wat sê, die koning van die wêreld, die versoener, gaan op 'n donkie in Jerusalem ry. Hy vat 'n donkie saam. Josef en sy broers, Josef gebruik 'n donkie as 'n instrument, as 'n vervoerkanaal, as 'n voertuig van voorsiening vir sy broers. Onthou julle Josef? Kom ons hardloop lekker deur die sonnaskool stories. Onthou julle dit? Ja. Josef en sy broers, en Josef is die dromer, en hy het allerlei profeseë van gerwe wat buig, en dis 'n bedryf en 'n bedryf, en sy broer sê, ons hou nie van jou nie, gooi hom in 'n put, en vat sy fancy, amazing technical dreamcoat, en hulle gooi hom vol blommie, en vol bloed, en wat, en hier kom 'n klomp slawehandelaars verby, hulle vat vir Josef, en hy gaan hulle vooruit na die land van voorsiening. En dan kom daar 'n droogte, en dan sê hulle, maar daar is 'n slim koning daai kant, hy het store vol kos, kom ons gaan vra hom. En hulle loop daar in, hulle weet nie, dis hulle boetie nie. En hulle sê, o koning, daar by ons huis gaan ons almal dood. En hoor wat gebeur. Toe beveel Josef sy hoofamptenaar, maak die graansakke van die manne vol met soveel kos as wat hulle kan vervoer, en sit elkeen se geld bo in sy sak. Hy wil nie hulle geld hê nie, hy sit hulle geld weer terug daar. En my beker, my silverbeker, moet julle bo in die sak van die jongste sit, saam met die geld vir sy graan. Die hoofamptenaar het gedoen wat Josef gesê het. Ligdag die volgende môre is die manne toe met hulle donkies daar weg. As ek gaan om hope en voorraad vir my familie en vir my volk te koop, dan vat ek 'n kameel.
Want dis 'n 4x4, papa, hy kan laai. God sê, kom ons gebruik 'n donkie. Ek wil jou wys, met 'n donkie, as 'n donkie, bring ek voorsiening vir jou. Jy kom by mense aan en hulle sê, ek het hierdie probleem en ek het daai probleem. En ek en jy moet Jesus se model volg. Onthou julle die blinde man langs die pad? Hy sit en bedel, Jesus en die disippels kom verby. Hy roep uit, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Die disippels maak hom stil. Hy sê weer, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. En Jesus het gestop. Wat vra hy vir hom? Wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, goeiemôre, wat kan ek vir jou doen? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Jesus kom nie met 'n vooraf opgestelde idee en 'n kameel vol kruideniersware en meel en klere en sê, ag, sies tog hier vir jou kameel, hoor, nee. Josef gebruik 'n donkie. God voorsien deur die eenvoud in jou behoefte. God gebruik jou in eenvoud vir ander mense se behoefte. Kom ek en jy word 'n donkie van voorsiening. Biliam en sy pratende donkie. Biliam en sy pratende donkie, daai donkie red sy lewe. Gaan nie oor die donkie wat praat nie. Dis nie buikspraak nie, dis nie towery nie, dis God wat sê, die klippe sal uitroep, neem maar die donkie. Die donkie het nog asem, 'n klip het nie eens 'n tong nie, maar die klipper sal uitroep. Kom ons lees gou Biliam se storie, Numeri 22. Biliam het op sy donkie gery en 2 van sy amptenare. Haai julle. Dis amazing, nee, 2, daar gaan hulle. Toe die donkie die engel van die Here in die pad sien staan met 'n ontblote swaard in sy hand, het die donkie uit die pad gedraai en die veld ingeloop. Toe Biliam die donkie slaan om die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Here in 'n smal pad tussen die wingerde met 'n muur aan weerskante. Toe die donkie van die engel van die Here gewaar, skuur die donkie teen die muur langs en druk Biliam se voet daar vas. Biliam slat hom toe weer. Toe gaan die engel van die Here verder en gaan staan in 'n nou plek waar daar nie kans was om na enige kant toe uit te draai nie. Die donkie het die engel van die Here gesien en het onder Biliam gaan lê. Biliam het so kwaad geword dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Toe laat die Here die donkie praat en die donkie sê vir Biliam, wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al 3 keer geslaan het? Biliam antwoord hom, jy hou my vir die gek. As ek 'n swaard by my gehad het, het ek jou doodgemaak. Toe sê die donkie vir Biliam, is ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Maak ek altyd so met jou? En Biliam antwoord nee. Ons gaan deur die lewe op 'n donkie. Ons eie pas net so. Mense is saam met ons, dis lekker. Maar dan gaan daar goed fout. Daar kom uitdagings waar die donkie vir jou sê, hoor, stop. Die donkie stop namens jou. En dan kom daai skrif ter sprake wat sê, moenie gedryf wees nie. Wees gelei deur die Gees van die Here. Do not be driven, be led by the Spirit of God. Hoeveel keer het jy al gesê, maar hier gaan ek deurdruk, papa, jy moet net vasbyt, hier kom 'n ding. Terwyl die Here, die engel van die Here in die pad staan en vir jou sê, stop. Jy is so besig met jou program, jy is so besig met jou visie en jou missie en jou kommissie en jy sien nie die boodskapper van die Here nie. En die donkie sê, maar dan stop ek. En dan klap ons die donkie left, right en center, bom, 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 en dan gaan lê die donkie. Nou het jy my kwaad gemaak, nou gaan ek vir jou opwen, as ek net 'n swaard het. Nie deur krag nie, maar deur die Gees van die Here. Is jy die donkie vir mense om te sê, hoorie, stop? Ek sien die pad wat jy loop, is 'n pad van selfvernietiging. Jy skuur jou voete stikkend hier teen die mure rondom jou. Jy hardloop jouself in 'n muur vas die hele tyd. Stop net. Of gaan jy daai donkie dryf? Daai donkie kyk jou vanmôre in die oë en hy sê vir jou, hoorie,
Stop net dit waarmee jy besig is. Stop net vir 'n oomblik en sien, kyk wat wil die Here vir jou wys. Saul se donkies, baie vinnig die storie, Saul se pa se donkies raak weg. En nou moet hulle die donkies gaan soek. En hier gaan hulle. En op pad soontoe om en om sê Saul op 'n stadium hoor hy, nee man, nee, is lekker reg. Daai ou donkie, wie wat, nee, laat hy maar gaan. En die slaaf sê van ons soek net nog so bietjie. En daar kry hulle ou met die naam van Samuel, ek het dit oorvertel. Samuel is 'n profeet van die Here af. En wat gebeur? Op die einde salf Samuel vir Saul as die koning. Wow! Saul gee ag op die waarde van 'n donkie en God gebruik 'n wegloop donkie om die koning te laat salf. Het jou goed al deur mekaar geraak? Kom ons lees hom gou 1 Samuel 9. Toe daar op 'n keer donkies van Kis Saul se pa weggeraak het, het hy sy seun Saul gesê, vat een van die slawe saam, hulle gaan 2-2, gaan soek die donkies. Hoeveel keer kom ek en jy op 'n punt, op 'n plek, waar God vir jou voorsien in alles, rykdom, gesondheid, alles, en dan raak dit weg. Dan raak dit weg, iets gaan fout. Jy kry 'n berig van die dokter, 'n diagnose wat sê, sorry, dan sê ag nee, laat hy maar gaan. Laat hy maar gaan, ek sal 'n ander een kry. As God vir jou 'n belofte gemaak het, is dit ek en jy se verantwoordelikheid om by daai belofte te bly. Onthou jy ons het al daaroor gepraat? As Jesus vir die disippels sê, volg my. As Psalm 23 sê, my goedheid en guns jou volg. Daai woordjie volg is 'n imperative, dit is 'n dringendheid, dit is 'n jy moet my najaag. Jy moet my jag, jy moet my nie laat gaan uit jou vizier uit nie. Jy moet agter my aankom. En hier gebruik God presies dit, waar 'n donkie wat niks werd is nie, wat wegloop, en Saul sê, ag nee, is regtig, ek is nou, my voete is nou seer. Dan sê die Here, ontmoet net gou hierdie ou langs die pad. Ek gaan jou salf as koning. Absalom die donkie, ons ken van Absalom, nee, hy het in sy hare in die boom agtergebly. Absalom se donkie is een wat instrumenteel is in die trots en die selfverheffing van Absalom. Absalom is ook koning. Hy's mooi, hy het baie hare, hy's so geblou-draai. Onthou julle toe ons op hoërskool was, julle, ja, die meeste van julle verstaan dit. Hoe jy het 'n middelpaadjie gehad. Ek het 'n groot middelpaadjie, maar hulle het nou 'n middelpaadjie gehad en dan jy 'n staalkam gehad. Onthou julle dit? So aluminium staalkam met moes. Jou pa se brilkrem het nie gewerk nie, die hairdryer brand dit. Hier, daai goed, daai grease smelt op jou kop, dit brand. Maar nee, jy het moes, dan maak jy nou, Absalom was so ou, hy het sulke geblou wyfdare, so ingekrul, so 'n bob, nee, so. En toe sê die Here, weet wat, kom ons gebruik 'n donkie om jou net van jou high horse af te haal. Kom ons hoor wat sê 2 Samuel 18. Dawid se man het op Absalom afgekom, waar hy op 'n muil gery het, dis 'n donkie, né? Die muil het onder die digte van 'n takke van 'n groot akkerboom deurgegaan. Absalom se kop het die boom vasgehaak. Die muil waarop hy gery het aangehou hardloop en Absalom het tussen hemel en aarde bly hang. Klink soos 'n lekker western fliek, né? Trin. Jong, pom, hang die ou. God gebruik 'n donkie om vir jou te sê, jou trots en jou selfverheffing stop nou. Stop net, jy gaan aan jou hare hang in die boom, broer. Hier in Suid-Afrika het ons hak en steek, nee, wag 'n bietjie. Daai ding gaan vir jou gaf. God gebruik 'n donkie om vir Absalom te sê, stop net. Stop net. 'n Donkie van barmhartigheid vir die Samaritaan. Julle ken daai storie van
van die Gatiep mannetjie wat die storie vertel van die parmantige Samaritaan, nee, dis die barmhartige Samaritaan, nie die parmantige een. Daai donkie is diensbaar en barmhartig. Hierdie Samaritaan loop daar op die pad tussen Jerusalem en Jerigo. As jy al ooit daar was, as jy op die pad afry na die dooie see toe van Jerusalem af, daar lê 'n berg. Hier's klippe, woestyn, klippe, sulke plat klippe. Daar's 'n berg en daar's so 'n groen strokie daar. Die waterwerke van Jerusalem voer vir Jerigo wat 80 km ver is met gravitasie 'n bietjie water daar. Net so voortjie daar. En dis waar hierdie storie afloop. Hierdie ou loop daar en daar oorval die boewe hom. Nou daai paadjie is so nou dat as iemand van voor af kom, moet jy daar's 'n gat in die nis in die berg uitgekalf. Jy moet met jou kameel en donkie en wat ook al daarin dat die volgende ou kan verby. Jy kan nie die ou lê daar in die pad. Jy kan nie oor hom loop en net hom nie sien nie. Hy's daar, hy's hier voor jou. En toe in Lukas 10 kry die barmhartige Samaritaan hierdie ou wat daar lê en hy sê hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg geneem en hom daar verder versorg. God stuur vandag vir jou 'n donkie. Jy lê langs die pad, amazing, die enigste strippie groen in kilometers. Jy dink jy is op die regte pad. Jy word geroof, jy word beroof, jy word geslaan. Hier lê jy. Jy bel 911, jy dink hulle gaan 'n chopper stuur. God stuur 'n donkie. Ons ken nou die storie van die vloed, nee, dan sit die ou op die dak. Dan kom 'n roeiboot verby en sê vir hom klim. Hy sê nee, die Here sal my red, moenie jy worry. Dan sit hy bietjie daar en kom maar 'n life-saving groot boot. Klim ou, nee, die Here sal my red, moenie jy worry nie, ek bid hier waar ek is. En dan kom die chopper verby. Die chopper hang so bo oor hom, gooi vir hom 'n mandjie af en sê klim. Sê nee, moenie worry nie, die Here kom. En dan gaan hy dood. Dan kom hy in die hemel en vra vir die Here nou, wat nou? Ek het dan nou gebid. Toe sê die Here, maar ek het 3 geleenthede vir jou gestuur. Jy het verbygeloop. Het jy al daai donkie gesien op jou pad? Daai ding wat totaal nie lyk soos wat jy hom bedink het nie. O, Here stuur uitkoms. Here, hier's 'n uitdaging. Here, watter kant toe nou wat en die Here sê hier staan die donkie reg voor jou, klim. 'n Donkie van diensbaarheid en barmhartigheid. Job se donkies van voorspoed. Job is hierdie man wat alles het in die lewe, hy's ryk, hy het alles. Job het 'n klomp donkies. Hoor wat gebeur in sy voorspoed storie. Waar pas die donkies? Job 1 vanaf vers 3 of tot en met vers 3. In die land was daar 'n man met die naam van Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns, 3 dogters gehad en hy was eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 trekosse, 500 donkies, baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. In die rangorde van Job se besittings is die donkies net voor die slawe. Maar die Bybel is ernstig genoeg om vir ons te sê, om dit te laat aanteken dat hy het 500 donkies gehad. Voorspoed. Tel jy jou donkies of tel jy net jou geld? Dogtertjie wat by maatjie gaan kuier en kom sy by die huis en sê, maar hoe gaan dit daar? Hoe vertel vir ons, is mooi huis van buite af. Wow, man. Sê die dogtertjie, joh mamma, dis baie mooi daar binne, maar dis baie arme mense, daai al wat hulle het is geld. Ek en jy vanmôre, tel jy jou donkies? Tel jy jou donkies? Tel jy daai goed wat maar net so die Here voorsien om maar net so. Jy sien ons glo God vir 'n ewige lewe, nê? Nee. Ja. Wie glo dit? Almal, jy. Glo jy God vir 'n brood op jou tafel môre of moet jy daarom ook jou deel doen? Natuurlik moet jy jou deel doen.
Man, jy kan gaan werk soveel as jy wil vir watter maatskappy wat jy wil, as hy jou nie die einde van die maand betaal nie, het jy nie brood op jou tafel nie, punt. Ek en jy moet begin besef om God se donkie gawes te begin tel as deel van ons rykdom, as deel van ons oorvloed. Ek maak klaar. Die rigters in die Ou Testament het gesag en oorvloed gehad. Rigters 10 vers 4. Jair het 30 seuns gehad en elkeen het op 'n donkie gery. Rigters 12 vers 14. Na hom was Abdon, seun van Hillel, uit Piraton, die leier van Israel. Hy het 40 seuns en 30 kleinseuns gehad en hulle het almal op hulle eie donkies gery. God kom vanmôre vir jou en vir my en hy sê, onthou jy Jesus se donkie? Ek gee vir jou 'n donkie. Jy hoef nie op 'n ander ou se donkie te klim nie. Die gesag van die koning maak dat elkeen op sy donkie ry, op sy eie donkie. Ek en jy vanmôre, die gesag van die koning van die wêreld, Jesus Christus, gee vir jou 'n donkie. Ek vra vir jou, watter donkie wil jy wees? Of op watter donkie wil jy ry? Is jy 'n genadedraer, 'n liefdedraer, 'n vrededraer, 'n versoeningdraer? Of is jy op 'n reisie sperd? En vir mense om jou, watter donkie wil jy wees? Jy aanlyn, ek groet jou. Lekker donkie. Daar wie is, ry jou donkie. Ry jou donkie. Moenie hom verruil vir 'n reisie sperd nie. As jy die donkie is, laat ander mense maar opklim. Wees jy die waarheiddraer, die genadedraer, liefdedraer, versoeningdraer. Dit is 'n voorreg om na die beeld van God geskape te wees as sy verteenwoordiger. Dit is 'n voorreg om in Christus Jesus vir God te mag Vader noem. Maar meer as dit, dis 'n voorreg om soos Jesus te sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Kom ons gaan donkie lekker. Vrede vir jou, bid vir ons, laat weet ons, waar is jy, wat maak jy, hoe gaan dit met jou, vertel ons van jou donkie. Waar het jy al 'n donkie beleef? Waar gaan jy heen met jou donkie? Hoe loop die lewe met jou? Be blessed. Ons gesels later. Ons gaan luister na die liedjie wat sê